Dat is hy geel kaart vir my. So, ek ons draai na mekaar toe en groet mekaar. Gemeente, ons staan op die drempel van 2 heilige tye in ons kerkjaar. Ons sluit koninkrykstyd af, 'n seisoen waarin ons nagedink het oor Jesus se heerskappy, oor die wêreld en oor die kerk. En die volgende week begin ons met Advent. 'n Tyd van wag, 'n tyd van verwagting, van hoop en waar die lig deurbreek. Nou Kersfees is op pad, ons almal raak opgewonde, want die kind in die krib is naby. Maar voor ons by die krib kom, herinner Paulus ons vanoggend in Efesiërs, dat die een wat kom nie net 'n baba is nie, maar die koning van die heelal. En koninkrykstyd eindig presies waar Advent begin, by Jesus Christus, wat nie eendag sal koning wees nie, want hy is nou reeds koning, verhewe bo elke magte, elke naam en elke era. Hy regeer nie daar ver nie, maar hier naby. Hier tussen ons, hier by ons, want ons is sy liggaam. Ons is die kerk van Jesus Christus. En hy vul ons met sy krag. So vandag vier ons die Sondag wat Christus is die koning genoem word. Laat ons daarom hier in hierdie erediens begin met oop harte, met 'n verwagting, want die koning is self vanoggend hier teenwoordig. Ons gaan die oggend begin met 3 liedere. Ons gaan Majesteit kom, alle getroues vir ons om so 'n bietjie in die Kersfees ding in te kom, die Advent en dan daarna kom. So kom ons staan en dan sing ons die volgende 3 liedere saam. Goed, ek dink die PowerPoint is nou reg, het oom hulle om daarbo. Tannie Hanlie kan ons om 1 keer probeer deursing met almal Majesteit, as hy. Majesteit,
Ons kom saam in die teenwoordigheid van Jesus Christus hier bymekaar vanoggend. Die koning wat oor alles regeer, deur wie alles bestaan het en deur wat alles voortbestaan. Ons oë is vanoggend op hom gerig. Die Here, die eerste, die laaste, die een wat was, wat is en wat weer sal kom. Die Here Jesus is hier en hy nooi jou, hy sê ontmoet my hier waar ek is, sodat ek jou kan verander, sodat ek jou kan vernuwe. Kom met 'n oop hart na my toe. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus en die Koning wat alles vul met sy heerlikheid. Ons gaan weer 3 liedere saam sing, maar ek wil julle nooi daar waar julle is sit vir die eerste 2 liedere en dan die laaste lied Build Your Kingdom kan ons weer opstaan en ter harte vir die Here saam sing. So kom ons sing die volgende 3 liedere saam.
Nou is die lekkerste tyd van die erediens. As daar enige kindertjies is van graad 1 tot 3, wil julle nie vorentoe kom nie? Is julle almal van agter? OK. Is nog iemand. Ek sien julle het almal goedjies gebring vir ons mooi kersboom. Toe maar ons sal nou vir enetjie kry daarso wat jy kan opsit, sien? Kyk hoe slim is Lloyd, hulle het ekstra gebring vir almal. OK, gaan julle kersgoedjies vir ons opsit. Laat ek gou hier vir julle knippietjies kry. Asai. Doe maar, ons gaan nou 'n plan maak. OK, sit maar. Het jy iets, wil jy op gaan sit? Hang hom so. Asai. Is OK, ons gaan hom so inhak daarso, sien jy? Dan gaan haak jy hom daarso vir ons op. Hulle sit almal aan mekaar vas. Daarso sit hom, haak hom daarin vas, my skat. Dis OK. Dis OK. Sit hou ons daarso aan, hang jy hom daarop. Het jy 'n enetjie? Asai. Gaan jy hom gaan ophang daarso vir ons? Help gou daar waar hulle nie reg kom nie. Hang hom enige plek op. Hy sit lekker vas, my skat, as met enige kry wat los is. Daar sy, het jy hom. Daar sy. Jy nou vir almal gegee en self nie ingevat nie. Asai. Waar is hy nou? Het jy hom? Dankie jy.
Jy nog een ophang. Wat sê? Kom ons gaan hom so. Goed, hy wil nie gaan nie. As jy vingertjie maak of my pap. Sit jou vingertjie so tussen hom. Wat sê? Wat sê? Vat hom daar so, dan hang jy hom op. Daar sê. En nog eenetjie. Daar sê. Dankie, julle is so mooi mededeelsaam. Kom julle reg? Want julle wil hom nou weer heel bo sit, nee. Okay, sit hom dan daar. Julle gaan mekaar seermaak, hang hom net daar so op. Ek het jou, hang hom op. Hang hom op, eet jou. Daar is hy. Okay. Sit hom enige plek hier so op hierdie kant. Sit gou op julle seuns. Kom julle met klaar opsit. Alraai, gaan julle sit so lank. Kom julle tweeetjies daar so. As daar enetjie geval het, sit hom net neer, dan kan ons hom later weer opsit. Dis baie maklik, kom ek wys julle gou-gou. Wat sê? Kom sit julle gou. Sien julle julleself? Is mooi kindertjies, nê? So wie van julle, kyk gou vir my. Wie van julle wou graag prinses of prinsesse gewees het? Ek weet ons het klaar een prinsesie hierso. Niemandie. Ai, julle, ek het so ietsie vir julle saamgebring wat ek wens vanoggend het gewerk. Sy. 'n Remote, ken julle dit? Nou veral na vanoggend wat alles verkeerd gegaan het, wens ek het 'n remote gehad en net so sit af, sit weer aan. Okay, kom ons dink, ek wil graag hê dit reën, dink julle die blou knoppie gaan werk? Niks gebeur nie. Ek gaan die stopknoppie druk want ek wil hê die wind moet ophou waai, nê, maar as die stopknop. Hier is die rooi knoppie. En daar waai die wind nog steeds. Nou wat nou? Dink jy dis die verkeerde remote? Dis die verkeerde knoppie, dis die verkeerde remote en die verkeerde knoppie. Nou weet julle hoe ons mense gaan nou vir jou looi. Ons is mos sulke mense, nê? Ons wil hê daar moet so 'n maklike manier wees van alles doen, nê? Ons wens ons almal het hierdie remote in ons sak gehad en ek is nou lus vir pizza. Daar's die pizza, sien jy? Daar's hy sommer. Ja, Lloyd. En dit is hoe ons almal is en dis hoe ons dink mense is. Ek ken julle konings. Okay, nê? Almal bring goed vir hulle, presies. So die koning het eintlik al vir die remote, nê? Ek so koffie, dan moet dit daar wees. Nê? Hulle wil nie die skorre goed was, hulle wil niks hê. Nou dis nou ons idee van 'n koning, nê? Pastei. Okay. So dis ons idee van 'n koning, nê? 'n Koning het al die mag. Die koning het in gebied almal. Die koning sê vir jou, jy bring vir hom koffie. Die koning sê jy bring vir my koek, jy bring vir my pastei, nê? Dis hoe ons idee is. Nou hoe dink julle hoe lyk ek vanoggend? Baie dankie. 'n Koning koek, hoor ek nou hierso. Dink julle die kroon pas by my? Okay, hier's nee, ja, nee, okay, almal dink so. Nou ons dink 'n koning moet iemand groot en amazing wees met baie goeders, maar ek sit vanoggend vir julle hierdie kroon op want ek sê vir julle vanoggend ek is 'n koning se kind. Het julle dit geweet? Het julle nie geweet ek's 'n koning se kind nie? Raai wat? Julle elkeen is ook koningskinders. Het julle dit geweet? Ja, julle elke liewe een wat hier sit, elke een in hierdie hele gebou is koningskinders. Want ons behoort aan? Daar sy, en wie is Jesus?
Jesus is die koning. So met ander woorde, ek het nou vir julle elke ene gebring, sien jy, hou vir my daai vas. Ek het vir julle elke ene gebring. Ja. Hier is vir jou enetjie. Ja, hy wil nie ene hê nie. Okay. Gee net vir my enetjie nog. Sy het klaar mooi kraai, dis nie baie mooi nie. Daar's vir jou 'n kroontjie. So, as ons sê ons is koning se kinders, nê? Hoe tree ons op? Kan iemand vir my sê wat maak 'n koning se kind? As jy 'n koning se kind is, dan tree jy hoe op? Gooi jy ietsie weg op die vloer wat iemand vir jou gee? Is jy lelik met jou maatjies? Hoe is Jesus met ons? Jesus is mooi met ons. So, hoe moet ons dan wees met al die ander mense wat ook Jesus se kinders is? Ons moet ook mooi wees met mekaar, nê? Nee. So ons het elkeen 'n kroontjie hier vanoggend, die van ons wat wil hê. En ons sê vanoggend, ons is koningskinders. Elke liewe een van ons wat hierso is die koning se kinders. So, ek wil dit hoor. Sê gou saam met my, ek is 'n koningskind. Daar sy, gaan julle dit so gaan uitleef hierdie week? Wil jy ook enetjie ekstra een hê? Hy moet so mooi sit, daar sy. Ek gaan vir haar ekstra enetjie gee. Also. Goed. Shhh, luister gaan mooi. Ons is koningskinders, so ons gaan nou saam sing. Nee, ons gaan 'n liedjie sing. Staan gou vir my regop, julle almal. Staan gou kinders. Ons gaan gou 'n liedjie sing as koningskinders. Is julle reg? Dis 'n Kersfeesliedjie. Kom kinders besing met 'n vrolike stem. So kom ons almal gemeente, ons staan op en sing ons. Kan maar bly staan. Die een ding wat ons almal weer ons bevestig, ons is koningskinders, is die Here waarin ons glo. En daarom sê ons ook saam hardop vanoggend die geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader. Ek glo, ekskuus tog. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Goed, julle gaan nou klas toe, gaan julle soet wees vanoggend?
Kom my papa nog eens op. Goed gemeente, u kry 'n geleentheid om die Here met die offergawes te dien. Voor ons die woord van die Here gaan saam lees, gaan ons I Surrender saam sing, om ons ook ons oorgawe weer aan die Here vanoggend hierso voor hom neer te lê. So daar waar jy sit, kom ons sing saam I Surrender. surrender.
Ons gaan vanoggend saam lees uit Efesiërs 1 uit, vir die wat soontoe wil blaai so lank. Voor ons gaan saam lees, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here Jesus Christus, U is die lewende woord, die koning wat alles vul, die Here wat ons harte kom aanraak en kom oopbreek. Ons het U nodig, nie net om dan die woord te hoor nie, maar om dit te verstaan, daarin te glo en daarna dit te gaan uitleef. Stuur U Gees in ons, sodat ons met wysheid verlig sal word, ons hoop vergroot sal word en ons geloof versterk. Amen. Ons gaan lees saam in Efesiërs 1. Ons gaan vanaf vers 15 saam lees. Efesiërs 1 vers 15. Die opskrif daar is Paulus se gebed. Daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee, om hom so aan julle openbaar, dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis, wat hy vir die gelowiges bestem het. En hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek, en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en dat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedelinge nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef, en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom, wat alles in almal vervul. Tot sover. Daar is hierdie storie van 'n klein seentjie, wat saam met sy ma in 'n kruideniersware winkel gestap het. Voor in die winkel was daar so 'n groot kartonstand, soos hulle dit nou noem. En is 'n foto van 'n koning met 'n goue kroon op, persmantel en 'n groot glimlag. En hierdie seentjie kyk toe lank na hierdie foto en vra toe, mamma, as koning so lyk, hoe sal Jesus lyk? Sy ma dink vir 'n oomblik en toe sê sy sag, Jesus lyk soos liefde. En liefde lyk so 'n bietjie anders as 'n gewone koning. Christus die koning Sondag is presies dit. Nie 'n koning van geweld, van mag, van groot geboue, van swaarde of soldate nie. Maar 'n koning wat liefde uitstraal. Wat sag, nederig na sy mense toe kom en tog die mag van die hele heelal dra. Die Efesiërsbrief is nie geskryf eintlik in ons tyd om dwaalleer aan te spreek of die verkeerde praktyke wat daar gebeur het eintlik te probeer regstel nie. Hierdie Efesiërsbrief was ook nie daar om spesifieke vrae te beantwoord nie. Hierdie brief is eintlik daar vir bemoediging. In alle waarskynlikheid was dit bedoel om oor die hele streek gelees te word, sodat almal kon hoor, dat hulle bemoedig kon word. Hierdie eerste deel van Efesiërs bevat al die elemente van 'n spesifieke Joodse gebedsvorm, naamlik die baraka, wat 'n bepaalde vorm eintlik van 'n lofgesang is.
By hierdie gebedsvorm kom daar eintlik 2 hoofelemente voor. Die eerste een is hierdie uitroep van lof tot die Here, gevolg deur die redes waarom God geprys moet word. Hierdie gedeelte in Efesiërs is dan eintlik 'n gebed. En hierdie gebed wys vir ons hoe Paulus dink oor Jesus, ons koning. Soos dit Paulus se gebruik was, dank hy altyd eers God vir hulle. Hy bid vir hierdie gemeente. Hy bid nie eintlik dat hulle lewens makliker sal word nie, en ons moet dit baie mooi hoor, Paulus bid nie spesifiek, maak die lewe vir hulle makliker nie. Hy bid nie dat hulle goeie punte op hulle rapport sal kry nie. Hy bid nie vir meer geld nie. Hy bid nie vir minder stres nie. Hy bid nie vir bietjie vakansie nie. Hy bid spesifiek vir 3 dinge waar ons gaan uitlig vandag. En daarin wil hy wys wie die koning is. Die koning wat ons moet aanbid. Die koning in wie ons glo. In die eerste plek sê hy dat julle hom werklik sal ken. Paulus kies tog bid hier dat die gees van wysheid en insig hulle oë sal oopmaak om Jesus werklik te ken. Nie net te weet nie, maar om te ken soos 'n vriend, soos 'n vader, soos die een wat elke dag saam met jou stap, deur jou dag, deur die goeie, deur die slegte, deur die gewone. Om Jesus te ken is nie maar net Bybelkennis nie. Dit is 'n hart wat met die koning verbind is. Om hom te ken beteken om oor te gee. Jou vrese, jou bekommernisse, alles van jou lewe. Om daai lied te sing, I surrender. Daar is 'n ware verhaal van 'n jong man wat op 'n trein klim en hy gaan sit langs 'n ouer oom en die jong man praat die hele dag, maar hy praat oor alles, oor sport, ekonomie, politiek, wêreldnuus, alles wat jy aan kan dink. En teen die einde van die rit kyk die ou man na hom en vra, "Joh, maar jy weet baie dinge, maar ken jy die een wat jou liefhet? Ken jy die een wat jou liefhet?" Hy vra nie, weet jy van hom nie? Ken jy hom? Nie net die Bybel gaan aanhaal nie al die verse ken nie presies weet wie het wat gesê en wie het met wie getrou en al daai goeters nie. Ken jy die koning wat jou liefhet? Om Jesus te ken is om jou vrese neer te lê. Jou beheer so 'n bietjie te los en jou lewe oop te maak vir hom. In die tweede plek sê hy dat jy die hoop sal weet waarna toe jy geroep is. En hier is waar advent en koningskap aan mekaar raak. Die wêreld se hoop is maar vaag. Ons hoop die dinge gaan beter. Ons hoop die wind hou op waai. Ons hoop dit kan nou begin bietjie rustiger raak want die jaar was rof. Ons hoop die kinders se rapporte lyk mooi. Ons hoop volgende jaar gaan beter. Maar Bybelse hoop is nie 'n toekomsoptimisme nie. Bybelse hoop is om te weet ons anker is in God, is in ons koning Jesus. Ons hoop omdat hy regeer. Ons wag omdat ons weet hy kom. En ons volhard omdat ons weet die einde is reeds vasgemaak. Paulus sê, kyk op. Julle hoop lê nie in die wêreld nie, maar in 'n koning. Paulus praat van hoop en hier raak hy daai koningskap aan. Hierdie advent en waar die koninkrykstyd eintlik nou hier so naby aan mekaar kom in daai oomblik wat ons weet ons hoop is in die een wat gebore word. Sodat hy kan sterf, sodat ons kan lewe. 'n matroos vertel eendag, as jy die golwe sien, dan raak jy bang. As jy die storm sien, dan raak jy paniekerig. Maar wanneer jy die kaptein sien, dan weet jy, ons gaan hier deurkom. Want hy het die kompas. Hy weet wat om te doen. Ons hoop lê nie in die wêreld en sy dinge nie,
maar in Jesus ons koning. Die derde ding wat hy noem is dat julle God se krag sal ken, dieselfde krag wat Jesus uit die dood opgewek het. Dis nie net vir ons hierdie troostvolle gedagte nie, dis eintlik 'n revolusie. Want die krag van God werk in ons lewens, werk in mense se lewens wat anders is as die wêreld, sy magte, sy konings. Hoe groot is daardie krag? Paulus sê, God het Jesus opgewek uit die dood. Hy sit aan die regterhand van God. God het hom bo alle magte, koninkryke en regerings gestel. God het alles onder sy voete geplaas. God het hom as hoof gegee vir die kerk. En hy vul alles in almal. Hierdie koning is nie vergelykbaar nie. Hierdie koning is nie die koning wat ons ken nie. Dis nie die prentjie van 'n koning wat ons ken nie. Dit is soveel meer en anders as wat ons ooit kan dink. Die beste van alles is ons hoef nie na die koning toe te gaan nie. Hy kom na ons toe. Nie met soldate nie, nie met magte nie, nie met oorloë nie, maar met 'n sagtheid, met nederigheid, met liefde. Daar is geen troon, geen regering, geen stelsel, geen duisternis, geen enige iets wat groter is as hy nie. Christus is die koning. Hy is genoeg. En daarom trek hy ons nader en hy vul ons en hy werk deur ons. Sodat ons ook kan voel, ons is genoeg. Meer as genoeg vir God. Nou ons vier Christus die Koning Sondag vandag. Wat beteken dit vir ons? In die eerste plek natuurlik Jesus regeer. Al lyk dit nie vir ons aldag so nie. Paulus skryf hier aan hierdie gemeente wat erg onderdruk is. Die Romeine dreig, hulle wil hulle vervolg, hulle wil hulle doodmaak, hulle wil allerhande goed aan hulle doen. Hulle is so onseker, hulle weet nie meer wat nie. Hulle weet nie watter kant toe nie. Maar dan sê Paulus vir hulle, moenie kyk na die troon van Rome nie. Kyk na die troon van Jesus. Hy sit, hy regeer, hy word nie geruk deur hierdie aardse dinge nie. Ons wêreld is nie anders nie. Ekonomiese spanning, onrus, verlies, wêreldpolitiek, ons kan dit opnoem. Maar Christus die Koning Sondag sê vir elkeen van ons, hou op om jou hoop op wankelende troontjies te plaas. Jou koning sit vas. Ons as sy gemeente is sy liggaam. Ons word gevul met hom en ons as gelowiges is 'n groep mense wat saamkom omdat ons die liggaam van 'n koning is. Waar die kerk gaan, gaan die koning saam. Waar ons hoop bring, bring die koning hoop. Waar ons vergewe, wys ons die hart van die koning. Ons is deel van sy heerskappy hier op aarde, nie deur magte nie, deur liefde. Nie deur geweld nie, maar deur diens. Advent vra vir ons om te kyk. Dit vra vir ons om te wag. Dit vra vir ons om te verwag met hoop. Volgende week steek ons die eerste kers aan van hoop en ons begin sien, ons het die hoop van die koning wat kom, die dinge wat moet gebeur. Nie 'n hoop dat dinge beter word nie. Maar ons koning het opgestaan en hy sit op die troon en ons weet hy kom weer. 'n Hoop omdat ons weet, hy het gekom en hy het gesterf en hy sal weer kom sodat ons kan leef. Ons wag met sekerheid, oom kan een teruggaan asseblief. Ons wag met sekerheid want ons koning is lewendig. Ons koning het opgestaan en hy sit op die troon en hy kom weer. Ons hoop is nie hierdie gevoel nie, dit is 'n realiteit. Want ons koning leef. 'n Klein dogtertjie kyk eendag na die sterre en sy vra vir haar pa, hoekom blink hulle so? Nou die Engels klink vir my soveel mooier, why is it twinkling? Hoekom blink hulle so? Hy antwoord, dis amper soos klein venstertjies na die hemel toe. Wanneer jy sien hoe dit blink, onthou, die koning kyk nooit weg nie.
Wanneer jy sien die sterre blink daar bo in die hemel, as jy sien dit lyk of hulle so 'n flikker vir jou, dis die koning se oë wat nog steeds na jou kyk. Hy kyk nie weg nie. En so is Advent. 'n skyn, 'n blink in die donker, 'n flikkering van hoop, 'n herinnering dat ons koning kom. So wat beteken dit vir ons hier vandag? Waar, in die eerste plek moet ek kyk, waar herken ek die koning in my lewe? Watter deel van my hart probeer ek nog self beheer? En waar laat ek toe dat God my oorvat? Ek moet vir myself vra, wat moet ek neerlê by sy troon? Watter vrees, watter plan, watter bekommernis moet ek na die Here toe bring? Myself afvra, hoe kan ek Advent hierdie jaar leef as iemand met hoop? As iemand wat hoop bring in hierdie wêreld. Nie negativiteit nie, nie hartseer nie. Daar moet ons bietjie minder jaag, meer wag, minder beheer wil hê en meer vertrou. En laastens moet ek myself vra, hoe kan ek deel wees van God se koninkryk in my huis, in my dorp, in my kerk, daar waar ek werk? Waar kan ek gaan dien? Waar kan ek bemoedig? Waar kan ek gaan lief hê soos God? So op Christus is die Koningssondag verklaar ons koning leef. Hy regeer en hy vul alles in almal. Op Advent se drempel verklaar ons koning kom as lig, as hoop, as vrede, as liefde. Mag hierdie week jou hart oopmaak om hom weer te ken, sy hoop te omhels, sy krag te vertrou, en te gaan leef in sy koninkryk daar waar hy jou geplaas het. Want aan hom behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Koning Jesus, U het weer vanoggend ons oë kom oopmaak om U heerlikheid raak te sien. Heer, in tog 'n diens wat nie feilbaar was nie, kon ons beleef dat U hier is. Selfs in die dinge wat nie altyd regloop nie. Die dinge wat ons wil hê moet perfek wees, is U steeds daar teenwoordig. Laat hierdie woorde wat ons vanoggend gehoor het in ons harte leef. Gee dat ons met 'n nuwe hoopie uitstap, nuwe krag, met vreugde, en dat ons werklik vir ander mense gaan wys dat ons koningskinders is. Ons koning leef met ons, saam met ons elke dag. Amen. Voor ons laaste lied gaan saam sing, wil ek net julle herinner, volgende week is Kerssangdiens, die aand 7uur hierso. Ons is hard besig om voor te berei, so onthou volgende Sondag aand Kerssangdiens. Dan ook vir al die ouers wat hier sit, volgende Sondagoggend is dit die kategese se afsluiting. Ons gaan Helderberg Natuurreservaat toe. Julle moet asseblief vir my of vir Rita laat weet as julle kom, ons wil net so min of meer 'n idee hê. Daar's baie oulike geskenkies vir al die kinders, so dis nou alle kategese, van die heel kleintjies tot die heel ouer groep wat by my is. Almal word genooi volgende Sondag soontoe by die Natuurreservaat. Ekskuus tog. Julle sal ook sien, die deuroffer is vir die instandhouding van die geboue, en dan is daar nog so 'n paar ander goeders. Asseblief bid ook vir ons is in die proses om 'n nuwe leraar te beroep. Ons vra asseblief dat julle saam met ons bid, dat die Here ook vir ons sal wys dat die regte persoon wie saam met my hier moet kom dien by Hottentots Holland gemeente. So bid asseblief vir ons daar vir wysheid en dat die Here ons sal wys. VGK se Makassar Food Drive natuurlik is nog steeds aan die gang. Julle kan daarvoor loer. En dan is daar net asseblief, as daar enigiemand is wat bereid is om tee te skink, asseblief laat weet dat ons 'n paar meer mense kan kry om ons ook daarmee te help. Ons gaan afsluit met die woorde dat U is die lig wat deur die donker skyn. So kom ons staan en dan sing ons dit saam.
gaan leef hierdie week as mense van die koning. Mense wie se koning op die troon sit, wie se hoop nie kwyn nie, en wie se lig nie uitgeblus kan word nie. Gaan dra sy lig, gaan leef sy liefde, en wees sy hande in 'n wêreld wat wag op die koms van Christus. Mag die vrede van Christus die koning jou hart vul. Mag die liefde van die Vader jou dra, en mag die krag van die Heilige Gees jou lei om sy lig te dra tot hy weer kom. Tot